Nou die kinders, julle kan nog so een oomblik sit. Ek wil julle net daar waar julle sit, wil ek graag met julle iets deel. Julle is nou eintlik deel van die groot mense se boodskap vandag, want mense sê baie keer vir my, as ek vir die kinders die boodskap verduidelik, dan verstaan hulle dit ook goed. So ek gaan dit nou deel van die groot mens preek maak vandag. So ek wil vir julle ietsie wys. Dit is 'n tipe brood, en mense noem dit 'n matsu brood. Nou ek het van dit saamgebring vanoggend. En hierdie kom nie uit 'n pakkie uit nie. My gesin het my gehelp om hierdie brood te bak. Nou as jy dink ek het dit gebrand, dit is veronderstel om so te lyk. Matsu brood is iets wat hulle in Jesus se tyd geëet het, en is iets wat die Jode nog steeds vandag eet, maar dit is 'n brood met 'n baie spesiale betekenis ook vir Christene, want dit leer ons iets van dit wat Jesus vir ons gedoen het. Nou ek gaan nou vir julle so 'n klein bietjie van 'n nader foto wys van hierdie brood. Nou daar's 'n paar goed wat mense sal oplet van die brood. Die een ding is, dis nie soos gewone brood nie, dis baie dun, maar dan sal jy sien, daar's gaatjies in die brood gedruk, en dan is daar ook sulke brandplekke wat amper soos strepe is wat gebrand het. Nou ons kan 'n baie groot boodskap as Christene hieruit kry, en deur die jare heen het die kerk die teks in Jesaja 53 gebruik om hierdie brood se betekenis beter te verstaan. So as jy na die gaatjies kyk, ons lees in Jesaja 53 dat Jesus is as gevolg van ons sondes is hy deurboor. Nee, hy het gate gehad mos in sy hande en sy voete, en hy is uiteindelik gestraf vir ons sondes. Soos wat hierdie brood dan gaatjies in het, so is dit 'n teken van dit wat met Jesus gebeur het, omdat hy vir ons lief is. Dan lees ons verder dat deur sy wonde, deur sy, in die Engels sê hulle baie, his stripes, we are healed. Deur sy wonde, nou in hierdie donker brandplekke is vir ons soos 'n teken van die wonde wat Jesus gedra het. Hy het aan die kruis gesterf, en hy is ook geslaan met swepe, hy het verskriklik swaar gekry. En hierdie brandplekke dan nou op hierdie brood is vir ons soos 'n teken van die wonde wat Jesus moes dra in ons plek. En julle moet verstaan dat Jesus het niks van dit verdien nie. Hy het niks van dit verdien nie, maar hy wou graag dit deurgaan vir ons, omdat hy vir ons lief het. Nou die laaste ding van die brood, en ek het vir julle elkeen 'n stukkie van die brood as julle hier uitgaan vandag. So dan kan jy ook daarna kyk, en jy gaan dit waarskynlik eet, want dit is baie maklik om te eet, en dit is baie vars ook. En ek het my hande gewas voor die tyd. Hierdie brood breek verskriklik maklik. En hierdie brood wat breek is vir ons soos 'n teken van Jesus se liggaam wat ook vir ons gebreek is. So dis iets baie spesiaals. Julle gaan elkeen so 'n stukkie kry as julle hier uitstap vandag. En ek wil nou vir die kinders en die groot mense sê, mag julle hierdie brood onthou, die matsu brood. Jesus is deurboor vir ons oortredings, deur sy wonde is daar vir ons genesing, en sy liggaam is vir ons gebreek. En Jesaja 53 is ook die teks wat ons vandag gaan lees vir ons boodskap. So ek wil die kinders vra, julle kan uitbeweeg, en net buitekant, julle moet die vooruit gaan, en net buitekant hierdie deur gaan iemand vir elkeen van julle 'n stukkie van hierdie brood gee. Nou julle, kom ons lees dan saam hierdie gedeelte uit Jesaja hoofstuk 53, terwyl die kinders uitbeweeg. Ek wil nou net eers begin deur vir julle iets baie interessants en ongeloofliks van hierdie teksgedeelte te vertel. Nou ons sê mos nou dikwels, of ons bring dit onder die gemeente se aandag, dat daar's baie gedeeltes in die Ou Testament wat eintlik voorspellings is van Jesus wat gaan kom. En die boek in die Bybel wat die meeste aangehaal word in die Nuwe Testament om terug te verwys na Jesus se voorspelling van sy koms, is die boek Jesaja. Maar nou moet jy verstaan, hierdie gedeelte van Jesaja 53, is meer as 500 jaar voor Christus se koms is dit geskryf. En Jesaja in daai verse skryf dan daaroor asof dit reeds gebeur het. Met ander woorde, dit is soos God wat iets voorspel, maar hy sê eintlik, as ek die Engels kan gebruik, dis 'n done deal. Dis iets wat verseker
gaan gebeur. So julle gaan sien as ons hierdie verse lees vanoggend, dan praat dit eintlik oor iets wat afgehandel is, wat God reeds gedoen het. En dis om heen te wys na Jesus toe. Nou verder, Jesaja 52, die einde van daai hoofstuk, tot aan die einde van Jesaja 53, wat ons nou gaan lees, 'n stuk daarvan, is daar 21 verwysings in die Nuwe Testament na daai teksgedeeltes, met 7 direkte aanhalings. So ons het hier te doen met 'n teks wat 'n halwe millennium voor Christus geskryf is, maar wat God in daai tyd gebruik het om vir die volk hoop te gee. Hierdie lydende knegg, sy dienaar, is die een wat gaan kom en die mens gaan verlos. So met die gewig van daai woorde, kom ons lees saam Jesaja 53 vers 1 tot 6. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortels skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf moet word, wat deur God geslaan en gepynig moet word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Jy kan net soveel hier teks uit die Nuwe Testament uit lees. Nee, is ongelooflik. Meer as 500 jaar voor Christus geskryf. En is dit gedeelte wat gaan oor pyn en lyding, swaar kry, en dit wat Christus vir ons deurgegaan het. Nou ek wil begin deur te sê dat daar sommige goed in ons lewe wat vir ons swaar en moeilik is, en dan is daar ander dinge wat vir ons lig en maklik is. Maar 'n realiteit van die mensdom in sy geheel is dat ons die meeste van die tyd alles sal doen in ons vermoë om pyn, lyding, ongemak te vermy of te verlig. Van die swaarste, grootste tot die heel ligste. Aan die een kant sou ons kon sê, ons wil regtig nie graag doodgaan nie. Ons wil nie ernstig siek raak nie. Ons wil nie in gevaar wees en seer kry nie. Ons wil nie mense naby aan ons verloor nie. En dit is natuurlik normaal om hierdie pyn en ongemak en seer te wil vermy. Maar aan die ander kant is ons ook geneig om selfs die ligste goed in die lewe soms as ondraaglik te beskou en wil ons onsself die meeste gemak en gerief eintlik gun. So ek wil gou hê jy moet nou saam met my mooi luister of jy jouself al die volgende hoor sê het. Kyk net hoe lank is hierdie ry. Hoekom vat hierdie so lank? Hierdie styk is nou te gaar. En dan my gunsteling een. Hoekom is die internet so stadig? Nou hierdie wil sê goedjies, clichés dan nou, is maar net ook 'n voorbeeld van hoe die geringste goed vir ons ongemaklik en ongerieflik is. Ons is mense wat in die westerse samelewing is pyn en lyding en ongemak nie 'n integrale deel van die mense verstaan van wat dit is om te leef en 'n mens te wees nie. Dit is vir ons asof dit iets is wat een kant van ons moet wees, nie deel is van ons lewe nie. Maar kom ons kyk na Jesus. Ons lees in hierdie gedeelte oor Jesus dat hy 'n man van lyding is wat pyn geken het. Nou ek wil hê jy moet nou iets verstaan hier en dit mooi, dit is iets wat as ons dit kan klik, gaan dit vir ons baie kan beteken. Die persoon met die meeste geld, mag, gesag, jy kan dink aan 'n stamhoof byvoorbeeld, is die persoon wat die minste ongemak, swaar kry, ongerief hoef te verduur. Hoe meer mense het, hoe belangriker hulle is,
hoe hoër op hulle is, hoe minder hoef hulle te suffer. Jesus hoef niks lyding deur te gegaan het nie. Hy het nie nodig gehad om 'n mens te word nie. Daar was geen rede hoekom God sou moes besluit om sy seun 'n mens te maak wat ly en swaar kry nie. En hy verdien dit nie. Hy hoef nie. En tog besluit hy wat God is, om vir ons wat mense is, nie net mens te word nie, dienaar te word, uiteindelik een te word wat sterf en wat ly. En hierdie woorde het my so getref. Die ander vertaling sê 'n man van smarte. Aan die ander woorde, iemand wat swaar kry ken, en dan die woord, hy het pyn geken. Die woord ken daar is soos, dis hierdie intieme kennis. Ek het hierdie prentjie gekry van iemand wat 'n bord kos voor hulle het, maar hulle speel rond met een van die geregte in die bord. Hulle kan of nie besluit of hulle dit nou gaan eet of nie, so hulle speel so half met hulle kos. Jesus sit met hierdie pyn in sy bord en hy eet dit. Hy ken dit. Hy het dit geproe. Hy weet wat dit is om te ly. Maar hy het dit wetend ingegaan. Hy sê in die skrif, maar niemand lê sy lewe vir hom af nie. Dis sy lewe om af te lê en hy kies om dit af te lê. En so word hy 'n man van lyding wat pyn geken het vir my en vir jou. Want ons wil nie swaar kry nie, maar hoeveel te meer nog wil ons nie swaar kry vir iemand anders nie. En hoeveel te meer vir iemand wat dalk ons vyand is of ons irriteer. In Jesaja 53 vers 4 en 5 sien ons so mooi uitgepak wat Jesus uiteindelik gekies het om vir ons te doen. Ons lyding neem hy op hom. Ons siektes, hy het dit gedra. Ons oortredings, hy is deurboor daarvoor. Ons sondes, hy is verbrysel. Die straf terwille van ons vrede, die straf wat ons vrede moes bewerkstellig, daai straf was op hom. En al hierdie goed, onthou, Jesus was nie 'n slagoffer nie. 'n Slagoffer kies nie die omstandighede wat oor hulle pad kom nie. Hy was 'n vrywillige offer. En hierdie is wat hy gedoen het vir ons. En dan die gedeelte wat ons nou dieper op gaan ingaan, wat amper die kruks is van hierdie verse is hierdie vers wat sê, maar deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So nie net doen hy al hierdie dinge nie, want ons hoor nou wat hy namens ons doen. Maar nou is dit ook dat hy vir ons, hy dra iets namens ons, maar nou gee hy ook vir ons iets terug. So nie net verdra hy iets nie, maar hy, deur sy wonde genees hy ons ook nou. En dis hoekom ek sê, hierdie is geskryf 500 jaar of langer voor Christus, maar dit is geskryf in 'n woordvorm wat sê dis 'n afgehandelde saak. Daar het genesing gekom vir ons deur sy wonde. En dit bring my toe by die baie moeilike vraag, want jy kan hierdie lees en soos, yes, ons het genesing gekry. My ma het nog steeds kanker, jy weet, ek sukkel nog steeds met kroniese siekte. So wat beteken dit? Wat beteken genesing dan, as dit 'n afgehandelde saak is? En dis mooi hierdie woorde, maar wat beteken dit vir ons? Kom ons gaan kyk so 'n bietjie dieper na die woord genesing in die Ou Testament spesifiek. Dis die woord Rafa en dit kom 70 keer in 'n omgewing van 70 keer voor in die Ou Testament. En dit het verskillende betekenisse. Genesing beteken om iets heel te maak. Heelwording. Dit beteken herstel, so iets wat seer of stikkend was, word weer beter. En dan natuurlik om iets gesond te maak. Maar as jy gaan kyk deur die Ou Testament in die Hebreëse Bybel, dan is daar 4 verskillende kontekste waarin hierdie woord gebruik word, wat dit vir 4 verskillende betekenisse gee. So ons sou kon sê die eerste tipe genesing wat ons kry is fisiese genesing. In 2 Konings 20 vers 15 gaan dit oor koning Hiskia en gaan terug en sê vir Hiskia, die leier van my volk, so sê die Here, die God van jou voorvader Dawid, ek het jou gebed verhoor, ek het jou trane gesien, ek gaan jou gesond maak, Rafa.
en jy sal oormôre weer na die huis van die Here toe kan gaan. Fisiese genesing. Hy is siek en die Here maak hom gesond. Dan sal ook 'n tweede tipe genesing wat ons van lees, en mense sou kon sê, dis die genesing van gemeenskappe, of die herstel van 'n nasie, nasionale genesing, sou mens amper kon sê, en dis 'n bekende teks hier in 2 Kronieke 7 vers 14. En my volk oor wie my naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weë af, sal ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Sien jy kan hoor, dis nie fisiese genesing nie. Dis die herstel van 'n land, 'n nasie, 'n mensdom. Dan die derde tipe genesing wat ons van lees is geestelike genesing. Want jy sien, ons grootste dilemma en ons probleem is dat ons eintlik geestelik siek is. Sonde het hierdie kloof tussen ons en God gebring en ons kan dit nie self herstel nie. Jeremia 3 vers 22, keer terug afvallige kinders. Ek sal julle afvalligheid genees, Rafa. Geestelike siekte, sonde, die effek en die las daarvan. En dan 'n laaste genesing waarvan ons lees, is dan ook emosionele genesing. Dit is hy wat die met gebroke harte genees. Nou ons sou dit anders kon vertaal en sê hy maak ons heel, of hy herstel ons, of hy bring ons weer terug na 'n plek toe waar ons gesond is. Maar die prentjie wat ek wil hê, wat jy eintlik moet sien is, as ons hierso lees, dat deur sy wonde is ons genees, dan gaan dit eintlik oor 'n heelheid van mens wees. En die genesing van Jesus, van God, wat deur wat Jesus gedoen het, kom en maak hy ons gesond en heel. En gee hy dit vir ons, as 'n geskenk waaruit ons kan leef. Dis nie iets waarna toe ons moet leef nie. Dis 'n geskenk waaruit ons kan leef. Maar vriende, dit bring my dan by die vraag, dis goed en wel, maar wat dan van my pyn? Want ek lees hierso dat Jesus die man van smarte is wat lyding verduur het. Ek lees dat my pyn het hy geneem, my siekte het hy geneem, en ek hoor dat genesing hierdie viervoudige dimensie het, wat oor heelheid gaan. Maar hoekom voel ek nie heel en nuut en vars in my gees, in my lyf? Ek dink dit gaan oor ons verstaan van wat dit is om heel te wees. En dit wat Jesus regtig vir ons kom doen het. Ek dink dat toe Jesus aan die kruis sterf, toe kom sterf hy uiteindelik om die hele mensdom nuut te maak. Hy kom sterf om die hele pakkie van wat dit is om ek te wees, om genesing en herstel vir daai mens te gee. En die beeld wat ek wil gebruik is die van 'n litteken. Nou mense sou kon sê daar's 'n verskil tussen 'n letsel en 'n litteken. 'n Letsel, soos wat ek dit verstaan, is 'n merk op die vel wat eintlik nog 'n aktiewe wond is. So 'n letsel is iets wat nog nie gesond is nie. Maar 'n litteken is die merk wat agterbly nadat 'n letsel gesond geword het. Dit is 'n wond wat genees het. Nou wil ek jou vra, dink gou 'n oomblik aan hoeveel keer het jy al fisiese wonde aan jou vel gehad? Jy hoef my nie te antwoord nie asseblief, en moet ook nie vir my foto's wys nie. Maar dink gou deur jou lewe, graasburns en ligte snye, daar in die kombuis. Maar teenoor die hoeveelheid letsels wat jy al gehad het, hoeveel littekens het jy? Littekens is daai deel van ons wat eintlik 'n storie vertel. Ek het hierdie litteken op my hand van glas wat my gesny het. Ek het 'n litteken op my een voet waar ek kaalvoet by 'n touch rugby wedstryd met tokse opgedaag het. So dis ook 'n litteken wat my herinner om nie 'n idioot te wees nie. Dis een van daai. Ek het 'n litteken hier op my regterbeen van toe ek 'n kind was, het ek
so teen 'n muur afgegly en daar was 'n spyker wat uit die muur uitgekom het. Maar nou vra ek jou, is enige een van hierdie goed seer vir my vandag? Maar dit is nie so mooi om na te kyk nie. En ek dink dat, as ek mag eerlik wees, dat genesing in God se koninkryk, dink ek werk 'n bietjie so. Ek dink daar's goed wat met ons gebeur waar ons genees sonder littekens. Maar dan is daar voorbeelde in ons lewe waar ons genees met littekens. En dan is dit asof dit nog steeds iets is waarmee ons in hierdie lewe gaan saamleef vir 'n ruk. 'n Mens sou voorbeelde kon stel, as ek nou praat van gemeenskaplike genesing, kom ons sê verhoudings tussen mense. 'n Huwelik wat herstel na konflik is 'n letsel wat skoon uiteindelik eindig. Maar konflik wat uiteindelik uitloop op 'n egskeiding kan 'n letsel wees wat oop bly en infeksie het, of dit kan 'n litteken word, want na so iets is daar ook die kans vir vergifnis, die kans om nuut te word, om emosioneel te herstel en heel te wees. So nou is jy deur hierdie ding wat jou seer gemaak het, maar jy is 'n heel mens aan die ander kant. Ja, jy het 'n litteken, maar God het jou gesond gemaak. 'n Mens sou kon sê met siekte is dit so dat ons almal wil graag uit daai letsel uit weer skoon genees. Ons wil fisies gesond raak. Maar as jy die Here se genesing vat vir jou as iets wat ook in jou siekte jou heel maak, dan weet jy dat siekte nooit regtig jou lewe kan vat nie, nê. Jy weet ook dat siekte nooit regtig jou hoop kan vat nie. Jy weet ook dat in siekte jy ook kan vrede hê. Daar is ook heelheid in siekte as gevolg van dit wat Jesus gedoen het. Ons kan dink aan sonde, nê, geestelike genesing. Die droog wat ons maak, ons het dan al droog gemaak in ons lewens. Die sonde wat ons gedoen het in die verlede, en baie van die goed kom die Here en hy maak dit mooi skoon reg. Daai genesing is daar. Maar julle, daar's dinge wat ons aangevang het, maar die effek van net nooit herstel nie. En ons dra die litteken. Maar dit is nie siek nie. Daar's nie infeksie nie. Dis skoon gemaak en dis gesond, maar daar's 'n merk. Ek dink dat om heel te wees is om te leef in die kondisie wat God vir jou nou in jou lewe wil gee. Maar dit gaan van jou vra om na die pyn toe te gaan. Dit gaan van jou vra om daai pleister wat jy behoort plak, wat eintlik maak dat jy nie gesond kan word nie, af te haal en dit aan die lig te bring. Want weet jy wat, en ek het hierdie prentjie gekry toe ons as kollegaspan die week saam gebid het, van hierdie kamer in 'n huis wat toe is. Elkeen van ons het soos hierdie, ek wil sê geestelike huis, en daar's hierdie deur wat toe is. En hierdie deur verteenwoordig ons elkeen se seer, wat ons nie wil konfronteer nie. Ek dink baie keer is dit daai vergifnis wat ons nie wil vergewe nie. Is ons dink daai mense daar binne wat ons seer gemaak het, ons gaan hulle nooit vergewe nie. Maak net daai deur toe. Maar jy leef met dit in jou huis. En ek sien toe hoe hierdie deur oopgaan en hoe dit eintlik Jesus is wat daar binne sit en vir ons wag. Hy sit daar in sy vrede en hy wag vir jou om die deur van jou seerkry oop te maak sodat jy sy genesing kan ontvang. En 'n litteken vertel 'n storie. En dit is so dat littekens nie vir ons wenslik is nie. En ons gaan ook selfs vir chirurgie om dit mooi te maak op ons velle, dit weg te vat. Van die littekens wat ek het, gebruik die Here ook as herinnerings in my lewe van dit wat gebeur het wat ek uit moes leer. Maar wat ongelooflik is dat
Soos wat Jesus pyn gekies het en ons nie sal nie. So ook het hy littekens gekies, hoewel ons nie wil littekens dra nie. Dis besonder om te dink dat na Jesus se opstanding het sy disippels hom nie herken nie. Hoekom nie? Want hy was reeds hy was in 'n verheerlikte toestand gewees. Hy het nou 'n opstandingsliggaam gehad. So jy sou eintlik kon sê dat Jesus was splinternuut. Maar selfs in dit kies hy om die littekens te dra van dit wat gebeur het ter wille van my en jou. In dit kies hy dit. Want ons gaan in ewigheid 'n herinnering nodig hê van dit wat regtig vir ons gebeur het, deur dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. En hy het daar gestaan en hy het vir Thomas kans gegee, twyfelende Thomas, om te kom voel en te kom vat, en hy het dit vir hulle gewys. En wat besonder is dat as ons in die hemel sou kom by God in die ewigheid, wonder ek hoe ons Jesus sal uitken. Natuurlik gaan hy sy heerlikheid uitstraal en ons gaan weet dis hy. Maar soos wat hy nou daar is, dra hy steeds hierdie tekens. Want ons het nodig om herinner te word aan dit wat hy vir ons gedoen het. Vriende, ek wil 'n laaste gedagte deel. Dit wat Jesus moes deurgaan. Ons kan nie dit indink nie. Ons kan nie. Want daai totale gebrokenheid en verlorenheid van die mensdom. Dink aan elke slegte emosie wat jy al gehad het, elke seer, alles van dit, van elke mens wat nog geleef het, was in daai oomblik net so op hom gewees. Hy het die gemeenskaplike verwerping gedra, hy het die emosionele diepte van seer beleef. Hy het die effek van sonde, my God, hoekom het U my verlaat? Dit het hy gedra. Hy het fisies gepyn gehad, hy het gelei en hy het dood gegaan. So waarom sal ons dan nie ontvang wat hy vir ons wil gee deur dit nie? Dit was so erg dat hy vir die Vader gevra het, maar laat dit asseblief by my verbygaan as dit U wil is. Maar toe het hy daai lydensbeker gevat en hy het hom leeg gedrink. Die laaste druppel daarvan gedrink. Vir my en vir jou. En wat besonders is dat die storie dan nie daar eindig nie. Want die graf is ook leeg. En na die dood en die seer en die lyding, die gebrokenheid, kom die heelwording, die opstanding, die genesing. En daarom kan hy dit ook vir ons gee. Ek wil jou so nooi vandag om 'n oomblik te kom stil raak. Miskien is daar daai kamer in jou hart, in jou geloof wat jy nie wil ingaan nie. En ek wil regtig jou aanmoedig en vir jou sê, maar die Here met sy tekens, hy wag vir jou daar. En hy wil jou heel maak. Kom ons word net so 'n paar oomblikke stil. Here, 'n man van swaar kry wat lyding geken het. En jy het gekies om dit te doen, Here.
vir ons. Ons wil kom leef in die heelheid wat U wil gee. En ons weet nie, Here, of U vir ons wil genees met littekens of sonder littekens nie. Maar ek bid vir elkeen hier, Here, wat sit met oop wonde en wat nie weet wanneer dit gaan beter word nie. Ek bid dat U sal kom en U genesende hand oor hulle sal hou. En dat U hulle sal ontmoet in daai pyn, Here. Daai eerlike en daai rou pyn. Ek bid Julle, Here, vir ons wat elkeen met littekens leef, dat ons nie die littekens sal sien as iets wat ons oor moet skaam wees nie. Maar dat dit juis 'n teken is van gesond word, van iets wat ons oorleef het, van iets wat uiteindelik nie ons lewe kon vat nie. Dankie dat U die merke vir ons dra, om ons te herinner. Alles wat moes gebeur, is reeds gedoen. Amen.